Gemeente, vanaand, donderdag aand, die aand voor Paasnaweek, voor môre, Goeie Vrydag. Maak ons die woord van die Here oop en ons gaan 3 gedeeltes lees. Een uit Johannes 13, dan 'n stukkie uit Johannes 14 en dan 'n gedeelte uit Lukas 22. Maar voor ons dan ook die woord van die Here oopmaak, kom ons word net stil voor die Here en ons vra dat hy vanaand met ons sal praat uit sy woord. Here ons God, baie dankie dat ons vanaand op hierdie hoogheilige aand ook weer hier saam mag wees as 'n gemeente. Here, Paasnaweek is op ons, maar hierdie dag het U en wat U vir ons gedoen het, so sterk na vore gebring. En hierdie donderdag voor die Goeie Vrydag het dit wat U moes deurgaan, so ongelooflike impak op alles wat ons glo, alles wat ons weet, en om te verduidelik wat U offer beteken. Ek bid dat U in hierdie aand ook elke toehoorder sal kom aanraak. Dat ons, wanneer ons U woord lees en daaroor nadink, ook van U 'n woord sal ontvang, wat vir ons sal verduidelik presies hoe lief U ons het en hoe kosbaar elke een van ons waarlik vir U is. Daarom is en bly dit ook my gebed. Spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Voor ons begin lees die donderdag. Dit was 'n baie besige dag. En as ons kyk in die Nuwe Testament, is daar baie geskryf ook oor hierdie dag. Die dag wat begin het deur Jesus wat sy disippels gestuur het om ook dan op te gaan na hierdie binnekamer en voor te berei. En daar het Jesus saam met hulle wat vir hom werklik saak maak, dan ingegaan om ook die Pasga te gaan vier. Daar het hulle aangesit aan die tafel. Dit het begin dat Jesus hulle voete gewas het. Elke een van hulle, tot Judas. Daar het die gesprek begin van, hulle is dit nie werd nie, tot waar ou Petrus gesê het, maar as dit dan nou so goeie ding is, was mos om heeltemal. Dan het dit oorgegaan en Jesus wat vir hulle gesê het, wat kom. Dit het gegaan na Judas toe, wat Jesus verraai het, wat opgestaan het en hulle verlaat het. Dan het Jesus met die volle wete van alles wat nog wag, die brood en die wyn gevat en die nagmaal ingestel, soos ons dit ook net nou gaan vier. Daarna het Jesus saam met sy disippels na die tuin toe gegaan om daar te gaan bid. Dit was toe al donker, seker omtrent hierdie tyd, hierdie omstandighede toe hulle by die tuin gekom het. Daar het hy ernstig gebid, want hy het presies geweet wat op hom wag. Daar het hulle wat hy gevra het om hom by te staan, om ook geval, want hulle kon nie wakker bly nie. Bietjie later, toe kom ou Judas hulle daaraan, en Jesus word verloon met 'n soen. Toe gaan hulle weg, vat vir Jesus, na Petrus ook nou eers weer sy swaard moes uittrek en 'n oor afkap, en Jesus sal weer eers moet, soos hulle in die goeie Afrikaans sê, damage control doen en die oor gou weer regmaak. Daar kom hulle toe nou in die binnepoorte, en daar verloon Petrus vir Jesus. Ek ken hom nie. Jesus moes dit sien, dit hoor. Maar hy het geweet dit gaan gebeur, hy het vir Petrus dit ook gesê. En daai selfde aand moes hy hoor hoe die vals getuienis teen hom ingebring word. Daai selfde aand moes hy hoor hoe hulle sê hulle soek sy dood.
Daai selfde aand word hy gemartel, geslaan, gespot. Daai selfde aand begin 'n erg lyding vir hom. Dit is alles in die donderdag gewees. Maar kom ons lees Johannes 13 vers 1 tot 17. Voor die viering van Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Maar Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in die waterskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy om hom gehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan U my voete was?" Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: As ek jou nie was nie, het jy nie 'n deel van my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete was, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen." Dan hoofstuk 14 vers 1 tot 6. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het: Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom: "Here, ons weet nie waarheen U gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken?" Jesus het vir hom gesê: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie." Dan lees ons ook 'n stukkie uit Lukas 22 vanaf vers 14. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle: "Ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie." Daarna neem hy die beker, spreek die dankgebed uit en sê: "Neem dit en gee dit vir mekaar aan.
Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my daaggedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Tot sover ook ons skriflesing. Geliefdes, vandag is daardie donderdag, waarin ons nou 'n paar van die gedeeltes ook gelees het van die gebeure. Die nag voor Jesus se ongelooflike lyding sou aanbreek. Die nag voor wat skynbaar 'n groot nederlaag sou wees, die kruis. Maar Jesus het dit alles reeds geweet. Van die begin af het hy geweet wat op hom wag. Hy het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het geweet Petrus sou hom verloon. Hy het geweet van die sweepslae, die doringkroon, die spykers. En hy het geweet die graf sou hom nie kon hou nie. Tog met hierdie wete, met die volle gewig van die wêreld se sonde en die Vader se wil op hom, kies hy om sy laaste uur op aarde te spandeer om een ding baie duidelik te maak: wie hy is en hoe groot sy liefde vir ons is. Vanaand kyk ons na 3 dinge wat Jesus as so belangrik geag het, dat hy dit op hierdie dag aan sy mense wou gee. Eerstens, hy het presies geweet wat op hom wag, maar hy het nie vir 'n oomblik opgehou om te dien nie. Jesus het geweet dat sy uur gekom het om uit hierdie wêreld na die Vader te gaan. Hy het sy eie wat in hierdie wêreld was liefgehad, en hy het hulle tot die einde toe liefgehad. Dit het ons gelees. Dink daaraan, Jesus, Seun van God, die een deur wie alles gemaak is, staan op van die maaltydtafel af. Hy maak homself los, staan op. En dan tree hy nie op soos 'n soldaat of 'n koning of 'n leier of enigiets nie. Nee, hy vat 'n handdoek en hy bind dit om hom. Hy vat die waskom en hy was vuil voete. Die voete van al sy disippels. Hy was tot Judas se voete. En Petrus en wat hom net nou gaan verloon. Wat sê dit oor sy karakter? Sy krag is in sy nederigheid sigbaar. Sy heerskappy kom juis sigbaar tot stand deur dit vir ons te wys in sy diens aan ons. Hy wou hê ons moet weet, ware liefde buig af om te dien. Ware liefde is bereid om vuil te word. Ware liefde sal dien, selfs al verstaan dit nie altyd hoekom nie. Meester, as U my voete was, ja, ons ken die storie van Petrus, was my dan sommer heeltemal, want ek wil baie naby aan U wees en deel wees van U. Vanaand kom wys hy vir ons dan ook, sy liefde vir ons is nie net 'n gevoel nie. Dis 'n handdoek, wat bereid is om jou skoon te vee. Jesus het alles geweet wat kom. Tog het hy daar gebly, hy het die brood gebreek en die wyn, en hy het dit gegee. Na die voete was, neem hy die brood, hy breek dit, hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Dan die beker, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Let op, hy breek die brood voor hy gekruisig is. Hy weet môre gaan sy liggaam ook gebreek word.
Maar hy kies om eerste die brood te breek as 'n teken. Nie van die feit dat daar pyn en lyding is nie, maar van die feit dat hy bereid is om te gee. Dat hy bereid is om dit vir ons te doen, vir ons uit te deel, dat ons mag deel hê aan hom. Wat wil hy hê, moet ek weet? Dat sy liefde 'n verbond is. 'n Verbond wat vir ewig staan. Dis nie 'n tydelike belofte nie, dis nie iets ligteliks nie. Nie 'n gevoel wat kom en gaan nie. Dis 'n verbond, verseël met sy eie bloed. Elke keer as ons die nagmaal gebruik, sê Jesus, onthou, ek het nie net gesterf nie. Ek het vir jou kom gee. Ek het jou geken. Ek het jou gesien. En ek het gekies om te bly. Om hierdeur te gaan, sodat jy altyd 'n deel van my kan wees. Vanaand as jy die brood eet en uit die beker drink, verstaan dan, hy het geweet van alles. Ja, hy het ook geweet dat ons twyfel het in ons harte, dat ons partymal gaan foute maak, dat ons gaan val. Hy het geweet dat ons partymal ons rug op hom sal draai, en Petrus hom dalk sou verloon, soms hom heeltemal ignoreer. En nog steeds het dit hom nie gestop nie. Hy gee homself. Jesus het geweet wat op hom wag. En ten spyte van alles wat hy geweet het hy ook geweet wat op sy volgelinge wag. Hy het geweet watter pyn en lyding hulle sou deurgaan om hom te sien, sy ma. Wat sy sou moes deurmaak om sy lyding te sien, sy dood, sy begrafnis. Maar hy gee hoop. Ons lees daar in vers 1 van hoofstuk 14, moenie dat julle harte ontsteld raak nie. Glo in God, glo ook in my. In hierdie tyd was Judas al uit. Petrus se foute en val gaan nou baie naby kom. Die skare staan reg om te skree, kruisig hom. Maar Jesus kyk sy disippels in die oë en wat sê hy vir hulle? Moenie ontsteld wees nie. Hy weet hulle gaan hom môre verloor. Hy weet hy gaan sterf. Hy weet hulle gaan moet skuilings soek. Maar hy gee hulle iets om aan vas te hou. Ek gaan hom vir julle 'n plek voor te berei. En wanneer daai plek vir julle reg is, gaan ek julle ook kom haal. Ek kom terug. Wat is die diepste waarheid wat hy hier openbaar? Sy liefde oorwin selfs die afskeid wat ons soms hier op aarde deurgaan. Want die kruis gaan nie 'n einde wees nie. Die graf is nie die punt wat die lewe eindig nie. Sy vertrek is nie 'n weggaan nie. Dit is 'n voorbereiding wat getref gaan word sodat hy kan terugkom. Sy woorde kom duidelik. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sê dit nie hard nie. Hy sê dit sag. Hy sê dit met trane in sy oë. 'n Stem wat dalk bewe. Terwyl hy weet, hulle sal hom eers later kan verstaan. Hulle weet nie nou eers wat hy sê nie. Vanaand sit ons met hierdie een groot vraag. Wat het Jesus geweet toe hy aan jou gedink het op daardie dag? Hy het geweet, jy sal ook met tye alleen voel. Hy het geweet, jou skuld wat jy dra, gaan partymal vir jou ook so groot voel. Hy het geweet, daar gaan tye kom wat jy gaan sukkel om te glo. En hy het steeds gesê, maar jy is die moeite werd. Ek gaan vir jou
deur die hel. Ek gaan dit oorwin vir jou. Is dit nie 'n groot liefde nie? Dat die koning van die heelal sy kroon neergesit het vir 'n handdoek. Dat die regter van die lewendes en die dooies homself gegee het om gebreek te word vir jou. Dat die ewige dood wat hy ingegaan het, nou gebreek is. Dat hy dit ingegaan het om dit te oorwin, sodat hy by jou kan uitkom met 'n ewige lewe. Vanaand, terwyl ons die nagmaal gebruik, moenie dink dis net 'n ritueel nie. Dit is Jesus self wat gesê het, ek het jou nooit vergeet nie en ek sal jou nooit alleen los nie. Kom ons bid. Here Jesus, U het alles geweet. U het geweet van die pyn, die verraad wat kom, die gespot, die lyding, die kruis. En U het gekies om te bly en dit vir ons deur te gaan. U het ook besluit om voete te was. U het ook vir my, vir elke een wat hierdie boodskap hoor, die brood daai aand gebreek en die wyn geskink. Want U het vir ons gegee, Here, die hoop wat ons nodig het. U gee steeds vir ons die hoop. U gee steeds vir ons die troos. En vanaand raak ons harte diep daardeur aangeraak. Maar maak dat ons dan ook, Here, hierdie liefde nooit as vanselfsprekend net sal aanvaar nie. Terwyl ons dan nou ook van die brood eet en van die beker gaan drink, kom woon ook so in ons. Wanneer ons dan ook môre op die Goeie Vrydag dink aan die grootste offer ooit, laat ons steeds U woorde hoor, dis my liggaam vir jou gebreek, my bloed vir jou geskiet. Laat ons U liefde ervaar en laat ons nie ontsteld wees nie, want U, Here, is daar vir ons. U het vir ons die plek gaan voorberei. U is ons voorgaan en U kom terug vir elke een van ons. Wees so met ons in hierdie Paastyd, hou ons veilig in die hand, tot waar ons Sondag dan ook vier, hoe U dit alles oorwin het, vir ons opgestaan het, en dat U steeds lewe. Amen. Ons gaan ook nou voort met die bediening van die nagmaal, as die dames vir ons die tafel sal regkry.